Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Janie by Wat 'n lekkerde, sy's 'n chommy hier by ons. Ons gesels vandag spesifiek oor haar ode aan Jan Bloukaas, nog 'n ander chommy wat nog altyd 'n fan was hier. Ons was 'n fan van hom, nog altyd hier op die groot ontbyt. Ons kuier lekker oor hierdie liedjie Goodbye Lovers Lane wat sy vir hom beskryf het en ons selfs bietjie oor hoe dit met haar gaan. Goeiemôre meisie. Môre. Dis lekker om hier te hê vanmôre. Ek gaan net maar dadelik begin daarmee. Jy het begin gesels oor hare. Ja. Jou hare is die ek weet, mans praat nie altyd oor hare op TV nie, maar dit is merkbaar. Jy het sulke lang lokke en dit het so mooi geraak. Dankie. Mag ek my haarsalon ontband? Go for it. Dis Nudo Hair in Pretoria. Rarig 2 jaar, my hare was baie afgebreek op 'n stadium maar jy moet geduld hê. Okay. Want my vriendinne sê ook partykeer, nee, ek sal lankal net my hare weer net gesny het soos dat dit net alles een lengte korter is, maar ek het tyd gevat en hulle het my gehelp. Janai, dankie. Dit lyk regtig baie mooi. Maar hoorie, maar saam met die mooi hare het ek gesien vroeër hierdie jaar ook jy is nou by 'n acting agency ook. Wow. Vertel 'n bietjie daarvan. Daar's nog nie te veel om te sê nie. Ek dink dit was maar net so bietjie om myself uit my comfort zone uit te sit as daar dalk iets opkom. Hulle stuur mos maar sulke castings aan maar sover elke rol wat ek gesien het was met my gevoel soos dis way over, jy weet. dis te groot rolle. En toe sê my man ook daardie dag, nee man, kom, ek sal jou help, kom ons maak 'n self-tape, maar toe kon ek dit nie betyds sien, ek het nie tyd gehad. Dit sal baie cool wees om jou te sien as 'n akteur op TV. Ek meen, ek voel vreeslik bang vir dit, maar dis mos goed om jouself te stretch. Net om 'n bietjie iets anders te leer ook, nee. Jy kan nooit weet as jy dit nie probeer nie. Exactly. So ons sal maar sien. Ons sal kyk wat dalk kom uit op. En dan daar's 'n bemarkingsagentskap. Ja, so Dis besig met baie goed. Ja, ek dink ek het so 'n bietjie my vlerke versprei in verskillende areas. Ek dink my loopbaan het net bietjie bene gekry. So ons het ook 'n bemarking PR company met die naam DDM. En dis maar net ons stuur ook maar net kunstenaars se musiek aan vir radio, veral independent kunstenaars. Ek het 'n liefde daarvoor. So ja, dis maar waarmee ek ook besig is. Maar dit is seker een van jou lekkerste kwaliteite vir my, is die feit dat jy altyd iemand is wat gewillig is om saam met ander mense te werk. Jy's ek gaan sê 'n champion vir ander en dit is regtig een van die mooiste kwaliteite, hoe jy mense altyd probeer, jy weet, opbou en vir hulle ook geleenthede skep. En jy is nie iemand wat gaan, hier's ek's nie boksie nie. Ek doen iets van alles. Ja, ek geniet dit nogal om met verskillende goed besig te wees, maar ook net wat jy sê daar is, ek voel net dis beter om saam te werk as om net, jy weet, in 'n industrie wat partykeer so kan wees waar mense so half net is vir hulle self. Ek voel dit is beter om net mense in te trek en saam te werk en samewerkings te doen en te leer by mekaar. Dis fun en jy leer self baie deur die proses, Nou ons is 'n baie groot fan van Jan Bloukaas gewees. Nog steeds. Selfde. Waar het jy en Jan die eerste keer ontmoet? So, Dion, my man, hy het vir Joe Black gespeel vir 3 jaar, gitaar gespeel, en hulle het 'n show gedoen by 'n skool iewers in Pretoria, en John, dis sy regte naam, het ook saam met Joe gespeel. Hulle was by dieselfde platemaatskappy daai tyd. En ek het net saam gegaan en ek het hom ontmoet en dis die kaas ouetjie. En dis ja, so ek het hom daar ontmoet. Ek dink dit 'n rukkie daarna het ons begin praat oor musiek saam maak. En daar eintlik toe nou 'n gehegte vriendskap ook gevorm. Ja. En wat sê jy sê is van sy mooiste kwaliteite gewees? Ja, John het gelag asof weet altyd hy bedoel dit, jy weet, hy lag asof dit sy laaste lag is. En asof jy drukkies gegee het, jy het geweet hy gee om, soos hy het soos in jou nek ingeklim. En ook net dat hy altyd wou hoor of jy okay is. Soos hy sê altyd soos vra, jy weet, is jy okay? Hoe gaan dit met jou? Wil jy koffie? En so ook op 'n manier gesê dat jy weet dat hy wil hê jy moet okay wees. En ja, lief vir sy mense, ja, gee om vir mense. Hoekom dink jy het soveel diverse Afrikaanse kunstenaars? Daar's regtig 'n scope van musiekkante. Soveel aanklank by hom gevind. Omdat hy eg is. Soos ek dink omdat hy heeltemal net gedoen het wat vir hom reg voel. En ek dink
hy het ook reëls gebreek in musiek. Dis moeilik om tegnies te verduidelik, maar hy sal sounds gemaak het wat net nie eintlik sens maak nie, maar tog het hy dit gedoen. Hy het nie eers gehou by formules as dit kom by 1 2 3 4 in musiek nie. Hy het sommer extra beats ingesit waar dit nie nodig is nie, maar dit was net, ek dink ja, John was heeltemal eg en ek dink dis die mooiste ding wat hy vir my gelos het. Ek het eintlik baie by hom geleer om te wees soos ek doen nog altyd so my eie ding, maar ek was soos nog meer soos unapologetically wees net jouself. Dis mooi gesê. Goodbye Lovers Lane, vertel ons van die liedjie. Ja, so toe ek nou weer gekom het by 'n plek waar ek voel ek moet ietsie uitbring, ek moet nuwe musiek uitbring. Het ek en Hunter Kennedy skryf baie saam en ons ek dink ons maak nog 'n goeie team. Toe sê ek net vir hom al wat nou in my vloei nog is John. En ek voel soos dis goed wat moet uitkom, maar dis 'n moeilike tema, so ek dink as dit so close is aan jou, skryf jy moeiliker. Dis moeiliker om wat jy voel in woorde in te sit. En ek het ook gevoel as ek obviously dit skryf en so 'n liedjie uitbring, dis voel soos nogals 'n groot verantwoordelikheid. Veral vir sy ouers. Ek's baie lief vir sy ouers, hulle is awesome. Maar dis net eerstens vir hulle het dit net gevoel soos deur die proses you want to do it right. En ek was baie bewus van elke woord, elke jy weet stukkie melodie of musiek dat ek net so half my gut volg in dit. En so die titel waar dit vandaan kom is, ek weet nie of julle ooit 'n foto gesien het wat hy gepost het op sy 25ste verjaarsdag, waar hy sit by so uitkykpunt in sy rolstoel, wat hy so gekyk het na Tafelberg nie, as julle 'n bietjie wil gaan uitcheck. Daai spot se naam is Lovers Lane. So dis naby aan waar hy gebly het. Ek dink hy en sy vriende het seker maar daar gaan sit partykeer, uit sekerlik meisies ook so intoe gevat, I don't know. Maar so daai spot se naam is Lovers Lane en so dis so half hy word seker maar Lovers Lane in die liedjie. Hunter het daai gedeelte geskryf. Ek dink hy het 'n mooi prentjie geskep van om iets 'n bietjie meer universeel ook te maak, maar dit is ook heeltemal real tot John. Dus dit is 'n prentjie van waar hy weet ook was en 'n plekkie wat hy van gehou het. Laas jaar tydens Melkfest. Dis 'n laaste show genoem. Ja. Dan moet ek emosioneel raak. Jy sien. Wel, ek gaan probably nie eers hierdie sang kan klaar sing nie, so ek verstaan. Nou sê mense wat daar was, familie van my. Nou sê hulle dit was ongelooflik. Ja. Toe hy begin, toe die hele Melkfest stil geraak. Ja. Sy sê selfs die kuiergatte by die kroe. Ja. En dit gebeur nooit. Het stil gebly, het omgedraai. En dit is asof die hele fees net gefokus was op hom vir daai oomblik. Ja. Dit is regtig amazing. Ek dink die impak wat John gelos het. Dis net iets in hom. Dis regtig net hoe sy mens wees, wie hy was. Hy was net 'n baie special mens en ek dink baie mense het dit net aangevoel van hom. Dis amazing om te dink in so kort tyd wat impak hy gelos het. Maar dit was obviously, excuse Engelse woord, predestined. Ja. Soos dit moes wees. En daar's 'n tribute show vir hom nou ook. Ja, die 3de Mei by Melkfest weer. Ja. So dis nogal special want dit was sy laaste show en nou gaan ons weer op daai stage wees. So daar's 'n hele klompie kunstenaars wat saamkom. Ek wil nou nog nie mense weggee nie, maar 'n klomp mense wat nou saamkom sing van sy songs wat almal obviously ken, songs van die God kan album of excuse. So dis baie special by Idle Wild Country Estate Melkfest. 3de Mei. Janie, dit is altyd so voorreg om jou hier te hê en jou egtheid ook en die feit dat jy so mooi tribute doen vir iemand wat so na in jou hart is, jy en Hunter Kennedy ook wat hierdie pragtige liedjie geskryf het. En dit kon nie soos jy sê maklik gewees het iets wat so na in die hart lê nie, maar ook die universele temas vir ander mense wat dalk sukkel en vrede moet maak met iets. En dankie vir jou menswees en jou mooi hart en jou egtheid ook. Dit is altyd 'n voorreg om jou hier te hê. Dankie, dis baie lekker om te wees.